Dan sal dit met die koninkryk van die hemele gaan soos met 10 meisies wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag. 5 van hulle was onverstandig en 5 verstandig. Die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie ekstra olie met hulle saamgevat nie, terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie inhouers gevat het. Toe die bruidegom lank wegbly, het hulle almal vaak geword en in die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep: "Hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet." Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. Die onverstandiges sê toe vir die verstandiges: "Geef ons van julle olie, want ons lampe gaan dood." Maar die verstandiges antwoord: "Nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer winkel toe en koop vir julle olie." Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe en die deur is gesluit. Later kom die ander meisies ook daaraan en roep: "Meneer, meneer, maak vir ons oop." Maar die bruidegom antwoord: "Ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie." Ons is in Jesus Stories nommer 60 en ons praat oor Jesus, om in 'n verhouding te wees met Jesus. En hoe kom jy in 'n verhouding met enige iemand in jou lewe? Deur te kyk na wat hulle sê en wat hulle doen. Hy wil jou graag ken. Hy nooi jou om in 'n verhouding met hom te wees. En wat het Jesus gesê en wat het hy gedoen? Johannes 5 sê vir ons hy het net gedoen wat sy Vader gedoen het. Johannes 12 sê vir ons hy het net gesê wat sy Vader gesê het. Met ander woorde, hy was ook hier met 'n agenda om ons voor te stel aan sy Pa, God die Vader. Hy is ons deur na God die Vader toe, sodat ons in 'n verhouding kan wees met God. God wil hê ek en jy moet hom vertrou. Sy wil vir jou is dat jy hom sal ken en al jou vertroue in jou lewe op hom sal sit. Daarom het hy gesê, soek eers my koninkryk en al hierdie ander goed in die lewe waaroor jy so worry en stres, sal ek vir jou byvoeg. Ken my, soek my, vertrou my. En dis waaroor hierdie reeks gaan, is wie is God? Ken ek werklik vir God, vertrou ek werklik vir God? Nou hierdie storie wat ek vanoggend vir jou gelees het, is daar hierdie een dingetjie wat uitstaan, daar's baie goed wat jy vanoggend gaan hoor, maar hierdie een wil ek net so vinnig onder jou aandag bring, is hy kom terug. Daar is 'n wederkoms, hy kom terug aarde toe en hy kom vir sy bruid. Jou Bybel praat die hele tyd daarvan, dis beeldspraak, dis simbolies. Hy kom vir 'n rein bruid en daar gaan 'n bruilof wees wanneer hy terugkom. Nou in die laaste tyd, ek sal nou konteks gee, het ons nogal baie hieroor gepraat, want ons vat Jesus se lewe so kronologies as moontlik en werk om die. En ons is nou op hierdie punt waar hy vir ons hierdie prentjies skep, waar hy staat maak op my en jou imagination, om prentjies te sien, van hoe dit min of meer gaan wees. Ons ken nie noodwendig die details stukkie vir stukkie en verstaan dit noodwendig alles nie, maar hy wil vir my en vir jou 'n prentjie gee, dat ons onsself daarin kan begin inleef, en wat belangrik is. Nou, toe Jesus se disippels wat hierdie storie by hom gehoor het, het hulle heeltemal 'n ander prentjie gehad as wat jy noodwendig sal hê wanneer jy hierdie storie lees. Want hoe hulle troues gelyk het, hoe hulle bruilofs gelyk het, is anders oor hoe ons in lyk. Julle weet hoe lyk ons in, hè? Jy stel belang in 'n girl, julle gaan fliek 'n paar keer, jy besluit ek wil met haar trou, jy gaan vra 'n pa om met haar te trou, hy sê ja, dan reël hulle die troue, en die meantime date julle, en dan trou julle, en dan gaan julle op 2 weke honeymoon, of party mense vir die res van hulle lewe. Julle weet hoe werk 'n troue, dis nie wat hulle gehoor het toe Jesus hierdie storie vertel het nie. En jy moet verstaan wat hulle gehoor het, jy moet verstaan hoe hulle dit gedoen het om hierdie storie te verstaan. So hoe het 'n Joodse troue gewerk? Daar's party ortodokse Jode wat dit vandag nog so doen. As jy belang gestel het in 'n Joodse meisie en jy was 'n jong man en jy wou met haar trou, dan het jy na haar pa toe gegaan en haar hand gevra om met haar te trou, nog baie dieselfde as ons in. Dan het die pa 'n formele kontrak laat opstel saam met sy aanstaande skoonseun en hy moes haar loskoop. En dan was daar 'n spesifieke dag bepaal waarop die kontrak geteken word en waar hy dan die prys betaal om met haar te kan trou. En van daai dag af was hulle volgens wet getroud, maar sy het nie uit haar pa se huis uitgetrek nie. Hy moes dan teruggaan na sy pa se huis toe en 'n kamer gaan aanbou by die huis.
As julle nie bly het werk jy mee vandag so nie. Dan moes hy teruggaan na sy pa se huis toe en 'n kamer gaan aanbou en hy moes die hele bruilof reël. Die seremonie is afgehandel. Die bruilof, die party, moet nou nog gebeur. Dan gaan bou hy 'n hele kamer by sy pa se huis aan, hulle reël die hele bruilof by my pa se huis. Dan ongeveer min of meer naastenby, dit was altyd 'n onvoorspelbare ding, niemand het die presiese datum en tyd geken nie, het hy middernag opgedaag by haar pa se huis waar sy is. Omtrent gemiddeld 'n jaar later eers. En dan sy haar bridesmaids gehad en hy het sy best man gehad en hy het haar gaan haal. Nou hierdie stukkie, dit klink half onwerklik, asof dit nie kan wees nie, maar dit gebeur so. Dan gaan haal hulle en dan het die bridesmaids en die best man, hulle het die lig gemaak vir die pad op pad huis toe. En dan kom hulle by die huis, dan sê hy nou haar in die nuwe kamer ingevat het, waar hulle nou splinternuwe beddegoed op het wat wit was. Sy moes rein gewees het. Wat beteken het, sy mag nog nooit saam met 'n ander man geslaap het nie. Sy was nog 'n maagd. Dan het hy vir die eerste keer saam met haar geslaap. Nou moet jy weet, hierdie party is 7 dae lank, hierdie is aand nommer 1. Die volgende oggend het hulle dan uit die kamer uitgekom met die bewyse dat sy 'n maagd was wat die laken gevlek het. So hulle uitgekom met die laken vir almal gewys het en almal sou gesê het, "Woe, julle is nou getroud." Sy is nie bly dit werk nie meer vandag so nie. As sy nie rein was nie, dan was sy gestenig daai oggend. Want hulle het gestenig. En dis so hulle dit gedoen het. Dis so hulle troue gewerk het. En Jesus skets hierdie prentjie en as jy nie daai agtergrond het nie, gaan dit vir jou vrek moeilik wees om hierdie storie te verstaan. Kyk nou as ek hom vanoggend vir jou verduidelik, hoe gaan hierdie prentjie nou ewe skielik sin maak. Die storie word genoem die profetiese rede, die gelykenis van die 10 maagde. Nou, kom ons gee net vinnig konteks, waar is ons nou in Jesus se lewe? Ons is nou in die laaste week van Jesus se lewe, dis Woensdag aand, hy was nou 3 dae na mekaar in die tempelterrein gewees, Vrydag is Paasfees, hy word oormôre gekruisig. En hy, terwyl hy daar was, het hy dag 1 op 'n donkie ingery, en so was dit, en dag 2 het hy die tafels in die tempelterrein omgegooi, dag 3 het hy toe nou die mense geleer, en hulle het hom probeer vastrek, hulle kon dit nie reg kry nie, en toe begin hy praat van goed wat kom en gaan gebeur, sy disippels het amper niks van dit verstaan wat hy gesê het, wat gaan kom nie, want hulle het heeltemal 'n ander idee gehad van wat moet kom, en hulle studeer die Kidron Vallei op teen die Olyfberg, hulle kan baie naby in die tuin van Getsemane, as hulle nie in die tuin van Getsemane was, terwyl hierdie nou gebeur het nie, het 4 van sy disippels na hom toe gekom en vir hom gesê, "Oké, sê nou vir ons, wanneer gebeur al hierdie goeters, wat hulle nie verstaan nie." En hy gaan toe in 'n hele relaas en 'n verduideliking in, oor wat gaan alles gebeur. En Jesus se punt is nie, dat jy 100% moet begryp, wat gaan gebeur in die eindtyd nie. Hy het 2 goed die heeltyd uitgelig. Jy moet pas op om nie mislei te wees in daai tyd nie, en jy moet gereed wees. Dis die 2 goed. En hy hamer die gereedpunt die heeltyd. Die vorige Sondag wat ons hieroor gepraat het, het hy gepraat van die troue en die ontroue slaaf, en dat die heel belangrikste ding is dat ons moet gereed wees. Vandag gaan hy weer daarop hamer, ons moet gereed wees. Wat beteken dit om gereed te wees? Wel, die heel basiese ding wat dit beteken om gereed te wees as Jesus opdaag, sou ek sê, moet dit net wees, dat jy rein is. Met ander woorde, dat jy gered is. Dat jy nie meer hoef te sterf, as gevolg van jou sondes nie. Jy moet rein wees. En hoe seker is jy is rein? Ek dink dis hoekom Jesus hierdie storie vertel het. Is dat ons sal onsself meet aan wat hy sê. En is ek rein? Dit is so mooi as jy eintlik die huwelikstorie van die Jode ken, en 'n jong man moes sy bruid gaan loskoop het om met haar te trou. En dan kom hy terug en dan kom haal hy haar. Hy gaan maak vir haar plek reg en hy kom terug en hy kom haal haar. Klink dit bekend?
Jesus het vir jou betaal met sy lewe. Jy verdien dood. Hy het na die Vader toe gegaan en gesê, ek sal in hulle plek doodgaan. Dat as hulle vertroue in my offer sit, dat hulle nie hoef te sterf nie. Dat hulle die ewige lewe sal hê, dat hulle sonde hulle kwytgeskel wees, dat hulle sal rein voor God as God se kinders kan staan. Ek sal daai prys betaal. Jesus het daai prys betaal. En hy kom weer vir sy bruid, wat sy kerk is, wat ek en jy is. En dis hoe ons hierdie storie na moet kyk. Kom spring weg. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem het en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. Baie simboliek en baie betekenis agter hierdie storie wat Jesus hierso vertel, so ek gaan my bes probeer om dit binne die gekose tyd vir julle te verduidelik. So, daar's 10 rein maagde. Hulle het hulle lampies gevat, hulle weet hy kom iewers in die nag, en hulle het uitgegaan en uitgesien om hom te ontmoet. Hoekom 10 maagde? 'n Joodse publieke gebedsgeleentheid. 'n koöperatiewe gebedsgeleentheid vir Jode. Kon nie begin as daar nie ten minste 'n quorum van Jode was nie. 'n quorum van Jode is 10 Jode. As hulle 'n Jood kan apart bid op sy eie, maar as hulle 'n gebedsgeleentheid gehou het, dan moes hulle 'n gemeenskap van gelowiges gewees het. Wat beteken het, ten minste 10 moes teenwoordig gewees het voordat die gebedsgeleentheid kon begin. So die 10 maagde stel gemeenskap van gelowiges voor, wat ons hier is vandag. Ons is sy kerk. Ons is 'n gemeenskap van gelowiges. Ons glo dat hy is ons verlosser en ons saligmaker. So hulle het hulle lampe geneem, die lamp stel voor jou woorde. Dawid het in Psalm 119 vers 105 geskryf, u woord is die lamp vir my voete. Dis die goed wat by jou mond uitkom, wat jy adverteer en projekteer. Dis wat die lampie voorstel. Hulle het hulle lampe gevat, geneem en uitgegaan om die bruidegom te gaan ontmoet, en sy naam is Jesus. So sy kerk vandag is excited. Ons wag vir hom. Ons kan nie wag dat hy kom nie, want ons sit in 'n wêreld wat ons nog steeds boelie. Ek is nog steeds in 'n lyf. Ek word nog steeds versoek. Ek het hierdie oorlog aan my binnekant tussen my sonde en tussen my geesmens. En ek gaan hierdie moet verduidelik voor ek kan aangaan. Hoe weet jy jy's gered? Hoe dit gebeur? Hoe dit gebeur? Het iemand daar voorgestaan en vir jou vertel, die Here is lief vir jou soos jy is. En hy het 'n beter plan vir jou lewe. As dit is wat jy gehoor het jy nog nooit die evangelie gehoor nie. Want Jesus het aan 'n kruis gesterf, omdat hy nie vir jou kon lief wees soos jy is nie. Iemand het jou verduidelik hoe sondig jy is. Dis die evangelie. Jy is in sonde gebore en ons almal kom kort aan die heerlikheid van die Here. En die probleem is ons verdien 'n pak slaag soos die een wat Jesus gekry het en dan 'n kruisdood. Iemand het dit vir jou verduidelik. Hy het vir jou verduidelik dat die grootste vyand in jou lewe is jy, is nie al die ander mense vir wie jy kwaad is nie. Jy kan nie in die lig in beweeg by jouself nie. Jy kan nie besluit om die regte besluit in jou lewe lank te doen en dan gaan alles uitwerk nie. Daai wêreld bestaan nie. Jy het verlossing nodig. En jy het tot die oortuiging gekom van sonde. Jy het tot die oortuiging gekom en begin berou toon. Here, ek is jammer, ek het hulp nodig. Ek het verlossing nodig. En in daai oomblik het jy besef, ek moet my vertroue nie meer op myself sit nie. Ek gaan dit op God moet sit om my te red. En van daai dag af is jy nog steeds in 'n lewe wat nie perfek is nie. Van daai dag af het jou sonde vir jou 'n issue geraak. En as jy die hele tyd bewus daarvan, en jy is die hele tyd bewus van hoeveel genade jy nodig het by die Here. En jy trap nog steeds soms oor die lyn, jy maak nog steeds soms droog, maar ek vertrou die Here. My vertroue skuif nie. Ek is bewus, ek is nederig. Ek is leerbaar. Ek kort meer van hom in my lewe. Daai dag het die Heilige Gees 'n nuwe mens in jou geskape met 'n begeerte vir God. Want die dag toe jy gebore was, is jy geskape as 'n mens met 'n begeerte vir net jouself.
Maar toe jy weergebore geword het, toe word daar 'n nuwe mens in jou geskape, met 'n begeerte vir God. En nou is jou sondige mens, jou vleeslike mens en jou geestelike mens, wat deur die Heilige Gees in jou geskape is in konflik met mekaar. Dis hoe jy weet jy's gered. Jou foute is elke dag voor jou oë. Nie ander mense se foute nie, joune heel eerste. En ek besef elke dag hoeveel genade ek nodig het. Dis hoe jy weet jy's gered. Hierso staan 10 maagde, 10 rein mense wat sê, ons is rein. Ons is deel van die gemeenskap van gelowiges. Ons is deel van sy bruid. Sê Jesus, dis hoe dit gaan wees wanneer ek terugkom. Daar gaan sulke mense wees. 10 van hulle. 5 van hulle was wel onverstandig en 5 verstandig, lees ons. Met ander woorde, 5 van hulle was net wat hulle gesê het, maar dit was nie 'n werklikheid nie. En 5 van hulle het wel redding beleef, het wel 'n begeerte vir God gehad, het wel in 'n verhouding met God gestaan. En kom ek verduidelik dit so, die Bybel sê dis verstandig en onverstandig. Waar kom wysheid vandaan? Waar kom verstand vandaan? Jy kry 2 tipes wysheid. Jy kry wêreldse wysheid en dan kry jy goddelike wysheid. Wêreldse wysheid is wat baie ouens in die wêreld vir jou wil leer. Life coaches leer dit vir jou. Top besigheidsmanne wat baie suksesvol was in wat hulle doen, of wie ook al in sy professie baie suksesvol was, het 'n klomp ervaring opgedoen deur die jare, jy het 'n klomp goed geleer, klomp ervaring opgedoen. Nou weet jy bietjie meer as jy algemene ou wat dieselfde ding doen as jy. Nou leer jy vir hulle jou wat jy geleer het. Mens noem dit wêreldse wysheid. En vir daai persoon om dit te leer en in te neem en ook in sy lewe toe te pas, moet daai persoon teachable wees, leerbaar wees. Dis ek een van die grootste issues waarmee ons in ons lewe sit, is om teachable te wees. Om dit toe te laat dat iemand my iets leer. Want ons trots staan die hele tyd in die pad. Baie mense is baie gewillig om baie te leer, vir alles dit gaan oor hoe maak ek geld. Dan sal ons teachable wees, want ons iets in dit vir my. Dis wêreldse wysheid. Goddelike wysheid is, ek het nederig geraak. Ek het belydeend geraak. Ek het bewus geraak van my sonde. Ek het bewus geraak van ek het 'n verlosser nodig. Ek het hulp nodig, ek het lering nodig. Ek het nodig om te weet wat dit is om Jesus te ken. Want hy is die een wat my verlos. Hy is die een wat ek nodig het. En so raak ek wys, goddelik wys. Dis die verskil tussen die twee. 5 van hierdie meisies was onverstandig. Hulle het nooit nederig en leerbaar geraak om verstand te kry nie. Maar hy het gesê, ek dien die Here. Hier is dieselfde soos iemand wat sê, ek's 'n Christen want ek glo God bestaan. Ek's 'n Christen want ek glo Jesus het vir my sondes aan die kruis gesterf. Ek wil nou nie vanoggend vir jou jok nie, maar jy geweet die duiwel glo dit ook. Dat God bestaan en dat Jesus gesterf het vir die mense sonde. Nie vir syne nie, maar hy glo Jesus het gesterf vir die mense sonde. Net omdat ons dit sê, is ons Christene. Maar jy het nie regtig 'n diep hinkering na God nie. Daar's nie by jou elke dag 'n nederige gesindheid of 'n soeke na hom vir sy genade nie. Daar's nie 'n bewustheid by jou dat jy in 'n oorlog is tussen jou vlees en jou gees elke dag van jou lewe nie. Jy kan dit met jou mond sê, en in die meantime is jy net besig waarmee jy besig is elke dag. Doen jy net wat jy wil doen elke dag. Die kerk sit vol sulke mense, want hierso sê Jesus dit, nie ek nie. In hierdie geval 50% van hulle. Die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie ekstra olie met hulle saamgevat nie. Inteendeel, daai woordjie ekstra staan in die nuwe vertaling van die Afrikaanse Bybel. Die oorspronklike teks wat in Grieks geskryf is, wat jou naaste Engelse vertaling is, jou King James Version, die ekstra is ingesit. Dit was nooit daar nie. Daar staan eintlik, hulle het hulle lampe gevat, maar nie olie met hulle saamgevat nie. Niks olie nie. Die olie is die Heilige Gees, is God se teenwoordigheid in jou lewe. Vir daai woorde wat by jou mond uitkom, vir daai vlammetjie om te kan brand, het hy brandstof nodig. En God is die brandstof. Hy gee dit. Dit kom van hom af. Hulle het nie daai brandstof gehad nie. Hulle het nie saamgevat nie. Maar my liggie gaan ek skyn.
Die ander manier hoe jy hierdie kan sien is, jou liggie skyn, want jy lewe in hierdie kort tydjie wat jy op aarde is. Skyn jou liggie. Dis met ander woorde, kom ons sê, jy het olie. Jy het jou vermoëns, jy ontdek wie jy is, jy kom agter waarmee jy goed is, waarmee jy nie goed is nie. En jy leef nie noodwendig saam met die Here nie. En jou liggie skyn in 'n sin van ek leef nou. Maar jou olie gaan een of ander tyd opraak. Want jou olie is nie oneindig nie. Jou lewe is so kort. Moses het geskryf, dis soos gras, in die oggend word dit afgesny, 1 uur die middag lê dit op die komposhoor, klaar verdroog, dis hoe kort jou lewe is. Jou olie is so min, maar die dag, wanneer jy die ewige God ontdek jy ewige lewe, oneindige olie, as jy dit so wil sê. So die onverstandiges het nie regtig olie nie. Terwyl die verstandiges met hulle lampe ook nog olies in hulle houers gevat het. 'n groot bron olie, die nederiges, die wat bewus is van hulle sonde toestand, wat dit neer gaan lê voor die koning van die konings, vir vergifnis en 'n ewige lewe saam met hom. Wat nie ander meer beskuldig, en 'n klomp onvergifnis in hulle self ronddra, want hulle is reg en die res van die wêreld is verkeerd nie. Toe die bruidegom lank wegbly, het hulle almal vaak geword en in die slaap geraak. Let op dat die verstandiges en die onverstandiges almal het in die slaap geraak. Hoekom, wat is die punt van hierdie, wat Jesus nou hier sê, hy het nou vir ons gesê, in die vorige 3 sondae as jy hier was, niemand weet wanneer kom hy terug nie. Niemand het 'n idee nie. Nou is hy so lank, almal raak in die slaap. Hier in die slaap raak beteken nie, ek val weg van die Here af en ek begin weer doen wat ek wil doen nie. Hierdie in die slaap raak is presies dieselfde wat Petrus hulle in die tuin van Getsemane gedoen het, toe Jesus gaan bid het. En hy het vir hulle gesê, waak en bid. Maar hulle was so moeg en uitgeput, hulle het in die slaap geraak. Dis hulle, jy raak in die slaap. Want die lewe boelie jou. Die lewe is uitputtend. Jy raak in die slaap beteken ook, jy sterf. Jy gaan dood. Onthou julle wat het Jesus vir sy disippels gesê oor Lazarus? Hy het vir sy disippels gesê, Lazarus slaap. En hulle het nie geweet, hy bedoel eintlik hy's dood nie. Ons gaan hom wakker te maak. Terwyl ons wag vir Jesus, gaan mense doodgaan. Want ons weet nie wanneer hy kom nie. En ons weet nou al 2000 jaar later, daar het nou al 'n klompie mense dood gegaan. Toe die bruidegom lank wegbly, het hulle almal vaak geword en in die slaap geraak. Lees ons. In die middel van die nag was daar 'n geroep. Onvoorspelbaar, niemand het geweet dit gaan gebeur nie. Hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. Matteus 24 het ons gelees dat wanneer Jesus in al sy heerlikheid terugkom op die wolke, sal die hele aarde hom sien en daar sal 'n trompet blaas. Paulus het vir die kerk in Thessalonika geskryf, as jy dit wil gaan lees, 1 Tessalonisense 4 vers 16, want die Here self sal van hulle neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met 'n geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Jesus het vir ons gesê, hy sal almal laat opstaan uit die dood uit. Want hulle slaap. Wanneer hy opdaag, toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. Die onverstandige sê toe vir die verstandiges, geef ons van julle olie, want ons lampe gaan dood. Hierdie is 'n Ou Testamentiese konsep. In die Ou Testament was individuele mense nie verantwoordelik en aanspreeklik voor God nie. 'n nasie was gesamentlik aanspreeklik voor God. So jy dalk alles reg gedoen, maar jou buurman het alles verkeerd gedoen. Dan het God vir 'n profeet gesê, gaan sê vir die nasie, hulle is besig om droog te maak. En almal gaan gestraf word. In jou Nuwe Testament is elkeen van ons verantwoordelik vir ons verhouding individueel en gaan elkeen voor die Here individueel staan. As jy dink, jy gaan eendag in die hemel kom, saam met my, wat nou jou pastoor is. En iemand vra jou, hoekom is jy hier? En jy gaan 'n vinger wys, daar is my pastoor. Hy sê jou sê, het jy 'n surprise.
Dis nie my verantwoordelikheid nie. My verantwoordelikheid is om seker te maak ek leer die regte ding, want daarvoor sal ek verantwoordelik gehou word. Maar jou verhouding met die Here is jou verantwoordelikheid. Jy gaan nie kan sê, daar's my ma en my pa nie. Jy gaan nie kan sê, daar's my boetie en my sussie, of daai ou daar, of daai ou daar. As gevolg, dis hoekom ek hier is nie. So hulle verwag nou van die verstandiges, geef ons van julle olie. Ander woorde, help ons om te gaan waar ons moet gaan. Geef ons van julle, geef ons van die Here wat jy beleef het, wat die Here vir jou gegee het, geef my daarvan. Ek het nie belang gestel om te weet wie die Here is nie. Ek het nie regtig belang gestel om seker te wees ooit ek is deel van sy koninkryk nie. Help my gou. Die punt van hierdie is dis te laat. Dis te laat. Jy het die geleentheid gehad. Maar die verstandiges antwoord nee. Daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer winkel toe en koop vir julle nog. Dis baie interessant, daar staan koop. Koop ek 'n verhouding met die Here? Koop ek die Heilige Gees? Nie met fisiese geld nie. En daar's 'n groot verskil tussen gered word en heiligmaking. Die dag wanneer jy gered word, met ander woorde, daar's 'n begeerte in jou om God te ken, en God hou nie jou sondes teen jou nie, en hy verklaar jou rein. Begin jy op hierdie aarde in deel raak van 'n proses van heiligmaking. Jy stap saam met die Here, jy leer hom ken, jy's nederig, afhanklik. Jy begin doen wat hy sê. Jy beleef 'n proses van heiligmaking. En wie wat dit kos 'n prys. Om regtig in 'n dieper verhouding met die Here te kom, kos jou lewe. Om alles wat jy het neer te lê. Jou tyd, jou geld, jou energie, jou gawes, jou talente, en te sê, Here, hier's ek. Ek leef vir U. Ek wil graag leer. Help my. Dit kos jou lewe. So hierdie meisie sê vir hulle, maak jou lewe reg met die Here, maar is te laat. Want dis waar die oneindige bron van God se ewige lewe lê. Dis by hom. Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het die bruidegom gekom. Asof dit moontlik was om dit te gaan koop fisies by 'n winkel. Die punt wat Jesus maak is, hulle was nie daar nie. Hulle kon nie daar wees nie. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe en die deur is gesluit. Ek het dit nie nou gesê in die begin nie, ek het vergeet. Vir 'n Joodse bruilof om te kon gebeur, as die man daar was en hy die kontrak geteken en hy het vir sy vrou betaal, van daai dag af het hulle nou hulle save the dates uitgestuur, maar daar was nie 'n fisiese datum op nie. Daar het net gesê ons gaan trou en julle is die gaste wat uitgekies is om by ons troue te wees. So die dag as ons dit aankondig, dan is die troue hulle 7 dae lank. So party van die gaste sou nie die dag eendag gewees het nie, want hy moes dalk net vinnig eers die honde voer en nog 'n dag werk en dan het hy na die troue toe gaan. Ek dink in my persoonlike opinie dink ek dit maak sin om dan die troue 7 dae lank te maak, want dan gee dit almal geleentheid om bietjie te kom, jy weet. Want vandag is ons programme so vol, jy het 'n save the date nodig voordat jy regtig kan sê jy gaan na ding toe. En net die genooide gaste het ingekom en dan is die deure gesluit sodat nie enige iemand net deur die deur kon stap na die troue toe nie. Dis hoe hulle dit daai tyd gedoen het. En hier gebruik Jesus dieselfde beeldspraak. Hy sê die wat gereed was, die wat dit ernstig opgevat het, die het saam met hom ingegaan na die bruilof toe en die deur is gesluit. Ander woorde, jou kans is verby. Later kom die ander meisies ook daaraan en roep, meneer, maak vir ons oop. Maar die bruidegom antwoord, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Daai is seker die mees veroordelendste, slegste ding wat jy ooit in jou bestaan van 'n mens wees kan hoor. Van die God van die heelal af. Ek ken jou nie. Ek weet nie eers wie jy is nie. Jy is definitief nie rein nie. Jou vertroue is nie op my gewees nie. Meer op jou eie vermoëns. Ek het die storie vertel van die heiden ou, die goddelose ou wat op sy bors gestaan en slaan het en gesê het, Here, wees my genadige sondaar.
Hy het geregverdig na daai gebed daar uitgestap, het Jesus gesê. Ek ken julle nie. God se wil vir jou lewe is dat jy hom sal ken. Om met hom in 'n verhouding te wees, om al jou vertroue in hom te sit. Ek wil dit vir jou, vanoggend toe ek hiernatoe ry, het ek hierdie, so hier is nie op die slide nie, ek wil dit sommer net vir jou lees. Jesus het sopas 6000 mense gevoer. En die mense het nou baie opdringerig geraak, en Jesus was moeg en uitgeput, en hy klim saam met sy disippels op 'n boot, en hy gaan na die oorkant van die see van Galilea toe, en die volgende oggend daar aangekom. Toe daai klomp mense wat hy die vorige dag gevoer het, gaan soek hom toe, en hulle travel om die see van Galilea tot aan die ander kant, en hulle kry hom vroeg die volgende oggend daar. En Jesus sê vir hom, julle soek my nie man, as jy die storie wil gaan lees, Johannes 6, julle soek my nie vir wie ek is nie. Jy soek my want jy het geëet en jy soek nog kos. Jy wil jou begeerte bevredig, jy wil my nie ken nie, jy wil nie jou vertroue in my sit nie, jy wil net my kos hê, jy wil net die wonderwerke sien, dis alkom julle hier is. En hulle vra toe hierdie vraag vir Jesus. Then they asked him, ek lees dit vir hulle in Engels, want die Amplified sê dit vir my so mooi, what are we to do so that we may habitually be doing the works of God? Wat moet ons doen om die wil van God te doen, konstant, elke dag van ons lewe? Vra hulle vir Jesus. Jesus antwoord hulle, this is the work of God, that you believe. En die Amplified tease ons 'n bietjie uit, hy sê, adhere to, trust in, rely on, and have faith in the one whom he has sent. Dis die wil van die Here, dat jy werklik jou vertroue in jou verlosser aan die kruis sal sit. Jy gaan nooit jou vertroue in die verlosser aan die kruis sit, as jy nog nie oortuig geraak het van jou eie, verskoon my woord, my self uitgedingde woord, patetisme nie. Ons is sondaars wat genade nodig het. En as dit nie konstant voor jou is nie, sal jy nooit leef op 'n plek van afhanklikheid van God nie. En nou, okay, so Jesus het vir ons iets gegee om te doen, ons moet glo. Ons het iets om te doen. En dan vertel Paulus vir jou in Efesiërs 2, vers 8 en 9. Julle is uit genade uitgered deur jou geloof in hom. En dit is nie uit jouself uit nie, maar 'n geskenk van God af. Hy gee vir jou die geloof om sy kind te word. Jy kan nie eers daarop trots wees nie. Hy gee dit vir jou. As jy hierdie storie vanoggend lees, dan sê Jesus, waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie. Waak dan beteken, maak seker jy's rein. Wees eerlik ten minste met jouself. Is ek in 'n verhouding met die Here? Of is ek besig met myself? Ken ek regtig God? Smag ek na sy hand in my lewe? Volg ek hom elke dag van my lewe? Jy doen dit nie omdat dit jou red nie. Jy doen dit omdat jy gered is. Ek kan dit nie hard genoeg sê nie. Jy kan nie soos die fariseer wat voor Jesus gestaan het en gesê, dankie tog, ek's nie soos hierdie sondaar nie. Ek gee en ek lees my Bybel en ek is in die kerk en ek vas. Dit kwalifiseer my vir die hemel nie, dit doen nie. Inteendeel, Jesus vertel die storie in Matteus 7 vers 21. Aan die einde sal ek daar wees. Ek sal opdaag en ek sal die skape van die bokke skei. En ek sal vir die bokke sê, ek ken julle nie, gaan weg van my af. Dan gaan een nou sy hand opsteek en hy gaan sê, maar ons het demone in die naam uitgedryf, ons het die evangelie verkondig. Maak staat op jou eie insig en jou eie krag en hoe great jy is. Jesus gaan sê, ek ken jou nie, gaan weg van my af. Ons maak staat op sy genade. Dis al hoekom ons hier is. Dis goeie nuus vir my en jou vanoggend en dit is 'n geskenk uit sy hand uit. As jy vanoggend hier kan sit en jy kan sê, ek is deel van sy bruid. Ek sien uit na sy koms. Ek's genooi vir die partytjie en ek weet dit, my lewe bevestig dit elke dag. Deur ek stoei om te luister na die Gees en my vlees te verwerp. Dan is jy genooi. En as dit nie jy is vanoggend nie, jy het nog geleentheid, want jou vlammetjie brand nog. Jy leef nog. Jy slaap nog nie. Nou wil ek jou uitnooi. Maak hy
maak hy stap. As die Here vanoggend met jou praat en hy werk in jou hart, en jy raak oortuig hiervan wat jy hoor vanoggend, reageer op dit. Here, help. As jy wil berou toon berou. Dit sal 'n begin wees van die groot oorlog in jou lewe tussen jou vlees en jou gees. Maar die gees oorwin elke keer. Met God staan jy aan die regte kant. Jy sal ten spyte van jou sonde toestand, ten spyte van jou vlees, met al sy drange en versoekings, sal jy elke keer kan uitstap en sê, die Here het my gehelp. Die Here het my die krag gegee. Hy sal vir jou vrede gee ten spyte van hierdie moeilike wêreld. Hy sal vir jou rus gee ten spyte van al jou uitdagings. Want dis wat hy doen. Jy kan dit nie vir jouself gee nie, net hy kan. Wat leer ons by Jesus? Nommer 1. Jesus kom terug vir 'n rein bruid. Vir 'n bruid wat haar vertroue in hom gesit het om vir haar te betaal vir haar sondes. Sy bruid sien uit na sy koms. Want ons weet, dit sal die ultimate wees. Verlos van 'n gebroke wêreld, verlos van 'n verganklike lyf, waar daar geen trane is nie, waar geen moeilikheid is nie, waar daar niks buite God se beheer is nie, waar ons net in sy heerlikheid is. Nie almal wat sê hy is, hulle Here is gered nie. Dis wat Jesus vir ons hier sê. Nommer 4, niemand kan namens iemand anders voor God staan nie. Leer ons in hierdie storie. Om hom te ken, kos hy jou lewe. Om hom werklik te ken, kos 'n prys. Verlossing is gratis, heiligmaking kos 'n prys. Sy bruid ken hom. En hy vir hulle. Sy bruid bly nederig, belydend en afhanklik. Ons is bewus van ons tekortkominge. En as daar enige iets is wat ek voor my oë hou, is dit. Paulus het die meeste van die Nuwe Testament geskryf. Ek het hierdie al baie gesê. En hy het gesê, van julle almal is ek die grootste sondaar. En as ek vandag Paulus lees, dan dink ek, o Christus, as hy 'n sondaar is, wat is ek? Ek is die duiwel. Want dis waar hy geleef het in sy afhanklikheid met die Here. En die Here gee vir jou daai genade. Hy's daar vir jou. Om hier uit te stap en te dink, Jesus, na vandag se preek moet ek my Bybel baie ernstig begin lees en dit gaan my red, maak jy 'n fout. Moet ek van vandag af baie hard bid en dit gaan my red. Die wil van God vir jou lewe is dat jy in volle oorgawe hom sal vertrou vir jou verlossing. Is om jou manier van dink te verander. Ek het dit al baie verduidelik. Metanoia, die Griekse woord metanoia beteken om jou manier van dink te verander. Wat ook dieselfde woord is vir bely en kom na God toe. Jy verander nie jou manier van doen, nie voordat jou manier van dink verander nie. En om jou manier van dink ondergeskik te stel aan 'n almagtige God, en by hom te leer en by sy voete te sit, sal jou manier van dink verander. En sal jou bring by 'n plek waar jy nie 'n dag lank wil asemhaal sonder hom nie. Sy genade sal jou totaal oorweldig. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, ons loof en ons prys U vir U woord. Dankie Jesus vir wat U ons leer. Here, dankie vir U genade in ons lewe. Elke persoon wat vanoggend hier so sit en U nodig het, Here, wat miskien ver van U af leef, wat miskien glad nie 'n hinkering en 'n soeke na U het nie. Heilige Gees, kom vanoggend en werk in hulle, maak hulle nuut. Mag hulle U aangryp met alles in hulle. Here, en vir elke ou wat vanoggend hier so sit, wat kan bevestig, wat sê, joh, ek is deel van die Here se familie. En vir bid, dankie vir hierdie goeie nuus, Here.
Dankie vir wat U vir ons gedoen het aan die kruis. Ons loop oor van dankbaarheid. Ons het niks gedoen om dit te verdien nie. Ons loof en ons prys U dat U ons eerste lief gehad het. Dat U U lewe vir ons kom gee het. Ons kan nie gewoond raak daaraan nie. En waar ons het vergeet, Here, dankie dat U vir ons selfs nagmaal gegee het om ons te herinner. Here, U is genadig. U is groot en U is almagtig en U is goed. Ons kan nie genoeg van U kry nie. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.